Kom ons neem ons sitplekke in. Die lewe is oorweldigend. Voel julle dat elke dag word dit erger? Dis net asof alles gelyk op 'n mens afkom, jy weet nie meer waar om te keer nie. En ek en Christa praat vanoggend en hierdie ou sê Jesus kom net nou, daai ene sê oormôre, die ander een sê 2026, die ander een sê 2029. Kom ek sê vir jou, moenie worry wanneer hy kom nie. Worry of jy reg is. Dis waaroor dit eintlik gaan. En as mense 'n datum daaraan koppel, hulle kan dit onmoontlik nie doen nie. Want nie is die seun van God weet wanneer hy gaan kom nie. Maar wat die woord ons wel leer, is kyk na die tekens van die tye. Wat ons nou duidelik kan sien, ek weet daar's nog nie meer vir ons iets om dit oor te stry en te wat nie. Maar sorg dat jy reg lewe. Nou die duiwel se naam is Diabolos. To penetrate exactly the same way. Wie van julle het al agtergekom, jy vind dat jy fight hierdie reus nou, net om 6 maande later nog 'n ander reus te fight. Hoe die ou mense gesê, en ek kanselleer daai woorde in Jesus naam, ongelukke kom in 3. En weet julle wat se ergste van alles? Die kinders van die Here sit en wag, nommer 1 is verby, nommer 2 is verby, wanneer kom nommer 3? Dit klop sterk, jy roep dit self, duiwel het nie so gekyk nie, jy roep hom. Wanneer kom nommer 3? Kanselleer dit in Jesus naam, dit is klopgemors. Filippense 1 vers 6 sê, omdat ek juis hierop vertrou, dat hy wat die goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. Alles wat God begin, maak hy klaar. Alles wat God begin, maak hy klaar. Daar's baie mense wat nooit wat hulle aanpak klaar maak nie. Hulle kom so 3/4, dan los hulle. Ander mense sien klaar, hulle gaan dit nie klaar maak nie. Want hulle weet uit hulle geskiedenis uit, dis soos wat dit kom, dit is soos wat dit gaan gebeur. Somtyds bid jy vir familie, jy bid vir vriende, jy bid vir jouself, dit lyk of daar niks om gebeur nie. Dis onbybels om te sê, daar gaan niks gebeur nie, want hy wat begin het, maak klaar. Hy gaan dit klaar maak. Soms kyk 'n mens in jou eie geestelike lewe, dan voel dit vir jou maar niks gebeur meer vir jou nie. Daai baie spesiale teenwoordigheid wat jy gehad het, is net nie meer daar nie. Dan bly jy so 'n bietjie in jou dagboek, dan sien hoekom nie. Jy's te besig. Ons raak besig met dinge wat van geen nut is. Is wonderlik om te gaan vakansie hou aan om dit te doen. Maar jy kan nie terwyl jy die tasse pak vir die Here sê, sit jy op die bed nie, ons is oor 2 weke terug nie. Is dit nie wat ons doen nie? Daar waar jy op vakansie is juist die plek waar jy vir die Here kan werk. Josua 1 vers 3 sê, elke plek waar jy jou voet neersit, gee ek vir jou. Nou as jy op die strand is, hoeveel siele wil jy saamvat? Want dis wat ek jou gaan vra, waar is jou disippels? Hoeveel keer het ek vir julle geleer? Josua 1 vers 3 met 'n pen onder jou een skoen, onder jou ander skoen, Psalm 91, jy loop in die beskerming. As jy op die strand is, dan sê jy, Here Jesus, ek eis elke siel, wat van hierdie oomblik wat ek hier was, se siele vir die koninkryk van Jesus Christus. En ek bid daai gees van dood, waar mense verdrink in hierdie see, in Jesus naam. Dis hoekom jy op vakansie gaan. Ons gaan Israel toe. Ons almal se hande is gesalf, ons salf so die pilot ook. Dis wat jy doen. Dis hoekom ons hierdie autoriteit by hom gekry het. Maar ek dink nie daar's 'n meer bekende verhaal in die Bybel vir mense wat Jesus ken en vir mense wat hom ook nie ken nie, as Dawid en Goliat. Enige ou sal vir jou sê, hy ken Dawid en Goliat, selfs die wat onbekeerd is, hulle ken. Nou niks wat God doen is net toevallig. Het jy al ooit gewonder hoekom het Dawid 5 klippies opgetel? Die Here is 'n God van detail. Gaan kyk hoe lyk 'n besietjie.
Kyk hoe lyk 'n springkaan. Gaan kyk hoe lyk 'n olifant. Alles wat God geskaap het te doen. En God die Vader, Jesus Christus, wanneer hy praat, skep hy. En God het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. Hy praat nie maklik nie. Wanneer hy praat, is hy besig om te skep. Die volk Israel hou by die Here aan. God die Vader homself is hulle aanvoerder. Hy is hulle koning. Hulle sê nee, hulle lyk sleg by die mense. Hulle wil 'n menskoning hê. En die Here sê, ek sal vir julle een gee. Ek gaan vir julle Saul gee, maar ek gaan vir julle sê wat hy met julle gaan doen. Hy gaan julle seuns en dogters slawe maak om vir hom te werk. Hy gaan belasting op julle hê. Hulle sê hulle wil hom hê. En die Here sê dit het hom berou dat hy Saul koning gemaak het. Maar reëse gaan jy vat. Vir die res van jou bestaan op aarde gaan jy hulle vat. 1 Samuel 15 vers 35. En Samuel het Saul tot die dag van sy dood nie meer gesien. Want Samuel het getreur oor Saul. En die Here het begrou gehad dat hy Saul koning gemaak het. Soms het ons verhouding met mense. En hierdie verhouding word net eenvoudig sleg en ons weet nie hoekom nie. Want jy is lief vir daai mense. En hulle het iets wat jy gesê het verkeerd opgevat. Heeltemal verkeerd. En hier is die verhouding dood. En jy verstaan nie, jy is hartseer en jy treur daaroor. En die Here raas met hom. Hy sê vir hom. Daarna sê die Here aan Samuel die profeet. Hoe lank sal jy treur oor Saul? Terwyl ek hom verwerp het om koning oor Israel te wees. Vul jou horing met olie en gaan heen. Ek stuur jou na Isai, die Betlamiet, wat ek het onder sy seuns vir my koning uitgesoek. Wat Samuel te doen, is hy salf vir Dawid in die teenwoordigheid van sy pa en sy broers. Onthou julle toe Dawid by die oorlog aankom, sy pa het hom regtig gestuur met brood en kaas, hoor. Hy het gesê, gaan oorlog toe, vat brood en kaas vir jou broers en vir die koning. Toe hy daar kom, te sê sy broers, wat soek jy hier? Wat maak jy hier? Kom jy nou weer om ons te verpes? Wie dink jy is jy? Gaan lees die Bybel. Want hulle het toe geweet, Saul sit in die tent en bewe vir Goliat wat 40 dae op en af loop en hulle God bespot. Hy bewe van angs in die tent. Dawid se broers het geweet, want in hulle teenwoordigheid is hy as koning gesalf. Maar hy regeer nog nie. Saul is nog steeds op die troon. Organise ons nie partykeer vir onsself sulke reëse nie. Iemand anders te kry promosie bo jou. En dan is jy afgunstig, jy is jaloers, jy begin praat, jy begin lelike goed te sê. Is dit tot eer van God? Soms beplan jy jou eie reëse. Dawid sê nee, ek het gekom. Daar kom 'n heilige toorn oor my. Ek is woedend dat julle toelaat dat hierdie onbesnede Filistyn 40 dae op en af loop en met ons God spot. Saul sê, trek my armer aan, dat jy kan gaan veg. Hy sê, kan nie, pas nie in hierdie goed nie. Jy kan nie in jou buurman se armer veg nie. Net so min soos jou klere vir iemand anders te pas, so min pas iemand anders is 'n armer vir jou. Jy moet jou eie geestelike klere aan hê. Iemand anders kan nie vir jou dit van veg nie. 1 Samuel 16 vers 13. Samuel neem toe die horing met olie en salf om te midde van sy broers, waar hulle kyk. En die gees van die Here het van die dag af en verder oor Dawid vaardig geword. En Samuel het klaargemaak en na Rama gegaan. Toe Dawid vir Goliat beklei het, toe was hy reeds 'n koning. Goliat bevloek hom, besweer hom in die naam van sy God, wat nie bestaan nie. En Dawid sê vir hom, ek kom na jou in die naam van die Here van die leerskare. Dawid het daar klaar gewen.
Maar God gaan nie vir jou doen wat jy self kan doen. Dawid tel toe 5 klippies op. Wat 'n getal? 5 klippies. Hy kon nie 'n klippie opgetel het, want die Here het geweet hy gaan met 1 klippie doodgooi. Maar dit was profeties vir Goliat se ander 4 broers. Daar was 5 verlees. Maar gaan hulle name vir jou gee en ek gaan vir jou sê waar staan dit in die Bybel, dat jy kan sien wat God begin maak hy klaar. Hy het wel vir Dawid gesê, die reus het geval. Toe sê nee, kap sy kop af, jy is nog nie klaar nie. Want wat ek begin maak ek klaar. Ja, jy het begin om hom raak te gooi, nou moet jy sy kop afkap. Jy sien, party van ons reuse bly opstaan, want ons het hulle net in 'n koma gesit, vir 'n ruk. En hy bly opstaan, want jy maak nie klaar wat jy begin het. Facebook het vir my 'n probleem geword. Toe ek dit sê, toe sê ek, delete. Jy's 'n reus. Jy sien, jy kan nie 'n ding halfpad doen en dan los jy dit nie. Want daai reus gaan terugkom en terugkom en terugkom. Dieselfde ding. Dawid was 16 jaar oud toe hy Goliat fight. Hy was 30 toe hy eers op die troon geklim het. Die hele tyd het hy weghardloop vir Saul. Dan wil hy hom doodmaak. Dawid moes op 'n stadium maak of hy mal is. Voor die koning. Laat die spoeg by sy mond uitloop en sê die koning, hierdie ou is mal, vat hom weg. Hoekom bring jy hom na my toe? Dawid het alles gedoen wat God hom beveel het om te doen. Kom ons kyk. Ek moet vir julle hier lees. 2 Samuel 21, 15 tot 22. Hier staan die 4 reëse nou op. En toe die Filistyne weer oorlog gehad het met Israel, het Dawid afgetrek en sy dienaars saam met hom en hulle het teen die Filistyne geveg. En Dawid het moeg geword. Dawid kon nie hierdie Filistyn klaarmaak nie. Gaan vir julle wys. As jy as mens voortdurend dieselfde geveg moet veg, emosioneel, geestelik, finansiëel, dan word jy moeg. Dan neem jy irrasionele besluite. Jy sit af Absa toe, Netbank of whoever, en hierdie kredietkaart kom ons net daai dag deur as jy niks meer het nie. Dan sê hulle, jy kwalifiseer vir 50.000. En dan dink jy, die Here het geantwoord. Nee, die Here gaan jou net skuld sit om jou te antwoord nie. I promise you. Maar dit klink dan so heilig. Alles wat blink is die goud nie, né? Gaan ons deur moeilike tye gaan? Oh yes. Oh yes. En altyd wat God begin maak hy klaar. Hy sal mense opwek. Jy hoef nie. Ek kan nie na die slagte toe gaan en sê, Jesus, weet jy wat, né? Ek is 'n kind van die Here. En yes, man, ek het 2 jaar laas vleis geëet, maar God sal voorsien. Jy lieg, jy is besig om spiritual te beeld. Jy weet, dis wat jy besig is om te doen. Jy gaan park nie jou kar by iemand wat jy weet is 'n mechanic, en jy sê vir hom, weet jy wat, die Here sal voorsien, maar my engine het nou net opgepak. Waar of vals? As die Here jou bless hy jou. Ek het 'n verbond met God. Jakobus 1 vers 17. Niemand kan my bless as dit nie in die hand van die Here is. Goeie en perfekte gawes kom van God alleen. So beskerm ek myself, dat ek nie in daai trap. Dit maak nie saak hoe moeg jy is, terwyl jy veg nie. God stuur hulp. God sal altyd vir jou hulp stuur. Psalm 50 vers 15, roep my aan in die dag van benoudheid. Ek sal jou uitred en jy met my eer. Kom ons kyk. Was hierdie 4 broers van Goliat? Ja. Hulle was direkte afstammelinge van Goliat. Jy kan dit in Kronieke ook gaan lees, maar gaan dit vir jou nou lees. 1 Samuel 17 vers 4. Toe kom daar 'n baasvegter uit die laars van die Filistyne met die naam Goliat uit Gat. Sy hoogte was 6 el en 'n span.
2 Samuel 21 vers 22 sê, hierdie 4 was afstammelinge van die Rafiete in Gat. Waar kom Goliat vandaan? Gat. Wat was hy? 'n Rafiet. En hulle het geval deur die hand van Dawid en deur die hand van sy dienaars. Sommige sê dis sy broers en ander sê dis sy seuns. Ons weet hulle is direkte afstammelinge. Maar God doen alles met 'n doel. 5 klippies sê vir Dawid. Nou wil ek jou vra, is jy moeg? Hoeveel reëse is in jou lewe? Het jy God gevra hoeveel klippies jy moet optel? Dink julle nie God kon 'n bliksemstraal in die hemel uitgestuur het en toeps daar lê Goliat nie? Hy kon. Hy het nie. Dawid moes dit doen. Maar jy kan nie 'n Goliat fight as jy nog nie 'n beer en 'n leeu gefight het nie. Jy moet weer die vertroue wat hierdie klein rooikop sproetgesig gehad het. Toe hy 'n leeu vat en hom doodmaak omdat hy sy skape wou vang. Nou hoeveel te meer dink jy gaan ons koning doen as hy 'n leeu een van ons wil vang? Toe 'n beer. Dawid maak hy beer ook dood. En hy sê vir Saul, nee, moenie worry nie oor Goliat nie. Ek het al 'n leeu doodgemaak en 'n beer. Die soldaat het gelag. Hierdie 16-jarige klein seentjie gaan Goliat aanvat. En 'n mens sou dink Saul sou verstaan nie. Want hy was 'n man van oorlog. Skep moed julle. Maak nie saak wat 'n reus voor jou staan nie. God stuur hulp. Kyk wat doen hy. Die eerste reus is Jesbi-Benob. 2 Samuel 21, 16 en 17. En Jesbi-Benob, wat uit die kinders van die Rafiete was, die gewig van sy spies was 300 sikkels koper in gewig. En hy was omgord met 'n nuwe swaard. Hy het gedink om Dawid te verslaan. Maar Abisai, die seun van Seruja, het hom gehelp en die Filistyn verslaan en hom gedood. Hulp is op pad. Dawid kon nie, hy het moeg geword terwyl hy hierdie reus weg. Hoor wat sê die manskappe vir hom. Want hulle probeer vir hom verduidelik, Dawid, jy's nie meer 16 nie. Jy's al 'n gevorderde koning. Hoor wat sê vir hom. 2 Samuel 21 vers 7. Toe die manskappe van Dawid hom besweer, met ander woorde hom vermaan en gesê, u mag nie meer saam met ons uittrek na die geveg nie, dat u die lam van Israel nie uitblus nie. Met ander woorde, sodat hy nie onnodig sal sterf nie. Dan sit hulle sonder 'n leier, sonder 'n koning. Kom ons kyk die tweede reus. Sy naam was Saf. 2 Samuel 21 vers 18. En daarna was daar weer oorlog met die Filistyne in Gob. Toe Sibigai, die Husatiet, Saf die reus uit die kinders van die Rafiete verslaan. Al Dawid se manskappe, die Here het hulle opgesit saam met Dawid. Jy kan soms nie 'n geveg alleen oorwin nie. Jy het mense nodig om by jou te staan. Jy gaan nie alleen deur die ding kan gaan nie. Jy het mense, God het mense in jou lewe gesit, dis 'n support system. En meeste van alles, hy is altyd by jou. Hy daag nie net op wanneer daar geveg is nie, hy is voortdurend by jou, die Here. Kom ons kyk die derde reus, Goliat. Dit was definitief groot Goliat se broer. Dit kan jy Kronieke gaan lees. Kom ons kyk. En dan was daar weer oorlog met die Filistyne in Gob. En Elhanan, die seun van Jair, Orgem uit Bethlehem, het Goliat, die Getiet, wie se spiessteel soos 'n werversbalk verslaan. Die vierde en die laaste reus. Hierdie reus het nie 'n naam gehad nie. Hy het net 'n identifikasiemerk gehad. 6 vingers aan elke hand en 6 tone. Kom ons kyk. En daar was weer oorlog in Gat. En daar was 'n baie lang man met 6 vingers aan elke hand en 6 tone aan elke voet. 24 in getal. En hy was ook 'n afstammeling van die Rafiete. En hy het Israel gewoon uitgedaag. Kyk, die bloedlyn. Hulle daag Israel uit soos wat Goliat gedoen het. Die Bybel noem nie die reus se naam nie, maar Jonatan, die seun van Simea, die broer van Dawid, het hom verslaan.
Die Here gebruik die manskappe wat Dawid om hom het en sê veg vir Dawid, hy's moeg. Toe Josua geveg het die Here vir Aaron en gesê, hou sy hande omhoog. Sodra hulle Moses se hande laat sak, verloor Josua die dag. Jy sien, jy het iemand nodig om jou hande omhoog te hou. Altyd. Kyk hoofstuk 22 van 2 Samuel. Hoe koning Dawid die Here loof en prys daarna? Want hy was te moeg. En toe sê die Here, ek stuur vir jou hulp. Hulp is op pad. Dit gaan opdag, Dawid, want ek het jou beloof dat op die troon sal altyd van jou afstammelinge sit. Altyd. So ek kan nie Dawid het op daai stadium as dan nog niemand het sy troon kon bestyg nie. So God het gesê wat ek begin gaan ek klaar maak. Maar weet julle wat? Dis soms nie die reëse om jou wat jou moeg maak nie. Dis die reëse in jou. Dis baie makliker om die reëse om jou te beklei as om die reëse in jou te beklei. Nie waar nie? Elke keer dan dink jy het hierdie ding gekonker, net om weer 'n ruk daarna weer in daai selfde stuk te val. Jy val weer in op dit. Jy sien want jy het nie klaar gemaak wat jy begin het nie. Die reus in jou is die eerste een wat jy moet verslaan. Dis jou beer. Dis jou lief, voordat jy die een om jou kan beklei. Hoeveel keer weet ons presies wat om in ander mense se lewens te doen en wat in hulle lewe aangaan, terwyl ons eie lewe in 'n gemors is? Nie waar nie? Jy is so maklik om te sê, daai een was dit gedoen en ek sou dat gedoen het, maar in jou eie lewe val alles uitmekaar uit. Daai reus in jou is 'n groot reus. Daarvoor het jy nodig wat Dawid nodig het. Hy het vir Goliat gesê, Goliat sê van, jy kom na my toe met 'n stok in jou hand, asof ek 'n hond is. Dawid sê, nee, vandag gaan jy voor my val, want ek kom in die naam van die Here van die leerskare. Jy sien, dis hoe jy jou reus beklei. Ek sê vir jou in die naam van die Here van die leerskare, jy verslawing vandag, ek rebuke jou in Jesus naam. Ek kom na jou toe in die naam van die Here van die leerskare. Jy moet jou eie reus verslaan. Wat in jou is, wat om jou is, sal die Here voor hom stuur. Ons het baie keer ons neus meer in ander mense se sake, as om ons eie rubbish uit te sort. 93% van jou probleme kom in elk geval van buite af. Nie eers in jou huis nie. Jou skoonsie sê jou boetie het te vark geword. Jou auntie sê jou oom wil nie by die huis slaap nie. En so gaan dit aan, en jy worry jou mors dood daaroor, in plaas van dat die auntie self worry. Nie waar nie? Jou plig is net om te bid. Dis jou plig. En help wat jy kan. Finansieel, kos, al daai tipe van goed. Maar hulp gaan so ver, dan sit nie meer hulp nie, dan sit 'n verwagting. Die Bybel noem dit false responsibility. En ons moet help. Dis wat die woord van God sê. Ons moet help. Maar mens weet wanneer iemand dit waardeer en wanneer iemand dit nie meer waardeer. Ons sien dat Dawid was te swak. Hy kon hierdie geveg nie klaarmaak. En dit was nie sy tyd. Die Nigerians sê dit altyd vir my so mooi. Hulle sê, do not expire before your time. Hulle het, die oulikste sê goed, hulle sal ook sê, as hulle 'n nuwe meisie gekry, dan sê hulle, this one is very economic. Kost nie baie geld nie. Daar sekere kere in ons lewe, wat ons hierdie reuse oor en oor gaan beklei. Oor en oor. En dit sê altyd dat jy dit eerste keer reg kry nie, hoor. Partykeer van dit 5, 6, 7, 8 keer. Maar net solank jy sê, Here, dit wat U in my begin het, gaan nie klaar maak. Gaan hy met ons wees. Kom ons lees gou 2 Samuel 22 vers 1. En Dawid het die woorde van hierdie lied tot die Here gespreek op die dag toe die Here kom, gered het uit die hand van al sy vyande en uit die hand van Saul.
Hoor wat sê Dawid, want met U loop ek 'n bendestorm, met my God spring ek oor 'n muur. Dink jy kan? Jy kan. God sê julle is meer as oorwinnaars in Jesus Christus. Ons is meer as oorwinnaars. Ons is so gou om die Bybelversies op te sê, maar ons glo dit nie. Ons glo niks wat ons sê nie. Ek het julle al vertel van David Jankichama, gaan ek nie nou weer doen nie, gaan ek vir julle self vertel. Maar hy het vir my die mooiste manier om geloof te verduidelik. Romeine 3 sê die Here het aan elkeen 'n mate van geloof gegee, né? Nou soos maar ek het nie geloof nie, nee jy het. Het jy arms? Het jy 2 arms? Hang hulle langs wat ek sien? Waar is jou arms? OK. Jy het arms, né? Nou geloof sê hy, is soos arms. Wanneer jy dit nodig het, is dit daar, gebruik dit. Jy loop ons nie eendag jou arms hier voor jou uit nie, in case jy dit nodig kry nie. Hy sê geloof is soos arms. Wanneer jy dit nodig kry, gebruik dit. As ons net begin prentjies maak, want God het ons prentjie mense gemaak. As ek vir sê, ek het my nuwe Volkswagen Golf gekoop. Ek is nou van 'n Lexus na 'n Golf toe, julle. Ek like jy die TSI Golfs. Want ek is 'n bietjie vandag, ek moenie maar doen. So, as jy dit doen, hoeveel keer het die Here vir ons gesê, roep die dinge wat nie is nie, asof hulle is. Dit beteken, ek moet kan sien wat ek roep. Wie roep sy hond, maar kyk nie vir die hond nie. Jy weet mos Rex kom. Jy kyk nie so en sê, Rex, jy weet wat jy roep. Roep die dinge wat nie is nie, asof hulle is. Dis wat Dawid gedoen het. Hy het gesê, ek kom na jou in die naam van die Here vandag, sê myne, en jou dood maak vandag. Hy het klaar gesien hoe val Goliat. Jy moet jou reus sê, want praat, create. Dit wat jy in jou gedagtes dink, gaan nie geskep word nie. As die juffrou sê, steek julle hande op, hoeveel is 1 en 1? Gaan die kinders nie dink, dis 2. Hulle gaan hulle hande opsteek en sê, juffrou, dis 2. Loof God. Julle, ek is so opgewonde, ons gaan so baie goed leer hierdie jaar. Ek gaan vir julle wys dat die Here vlieg vir die vliee. Ek gaan vir julle al hierdie mooi goed in die Bybel wys. Daar's onderarmsprei in die Bybel, daar's al hierdie goed in die Bybel. Wat is, was gewees, en wat was, sal weer wees. Babbelas is in die Bybel, gaan ek vir julle wys. Al hierdie goed is in die Bybel. Jesus het tussen ons geloop, hy het mens geword, hy ken ons swakheid, hy ken al hierdie dinge. Homoseksualiteit is in die Bybel, ryp is in die Bybel, al hierdie goed is in die Bybel. Waarteen hy ons waarsku, wat die Here vir ons sê, leer julle kinders reg, want ons gaan verantwoordelikheid vat vir die kinders, wat ons hulle leer. As jy huis toe gaan vandag, gaan dink 'n bietjie watter reus is in jou, en watter is om jou, sodat jy effektiewe wapens kan hê. Niemand gaan oorlog toe die voorste linie met 'n ketting nie. Jy moet weet wat jy fight. Paulus sê, ek slaan nie in die wind nie. Geen bokser slaan net wat hy sien, hy slaan waar hy plek kry. Dit moet 'n doel dien. Dink jy kan oorkom? God sê, dit wat ek begin sal ek klaar maak. Hy het jou begin help, hy sal jou klaar maak tot op die baie einde. Glo net die Here staan by jou. Glo jy dit? Nou dan sê jy dit vir. Dankie. Ja. God antwoord nie vaag gebede nie. Jy gaan spesifiek. Here, ek wil asseblief hê
dit of dat. En waar begin ons? Altyd by materiële goed. Dis nie waar God belangstel nie. Hy is die God van 'n cattle on 1,000 hills. Jy kan vra. Filippense 4 vers 19 sê, and my God shall supply all our needs. 'n need is brood, telefoon, petrol, sulke goed. Psalm 37 vers 4 sê, maak aan my bekend die begeertes van jou hart. 'n begeerte is iets wat jy graag wil hê. Jy kan vir goed vra, maar vra eers vir God. Matteus 6 vers 33, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, God's way of doing things. En daarna sal alle dinge is goed, tafel, stoele, karre, petrol, is goed vir julle bygevoeg word. Hy sê julle bid in Jakobus en julle ontvang nie want julle bid verkeerd. Julle bid, julle ontvang nie want julle bid verkeerd. En as ons na die Here toe gaan in ons prayer room, dan hardop ons vandag, Here asseblief, geef my geld, ek wil gaan uit eet hierdie maand, ek wil net die familie bietjie spur toe vat. Ja, my kind is reg, het jy jou tiende betaal en jou offerhande. Ag Here, gee net vir my asseblief dit, want ons wil graag op vakansie gaan. Ag Here, supply vir ons 'n vakansie asseblief. Maar my kind, jy het nie kos nie. Nee, ons sal dit by die familie kry. Julle lag. As jy vir die Here iets gaan vra, gaan hy vir jou vra, wat wil jy daarmee maak? Ek vra die Here vir miljoene rande. Weet jy wat gaan ek daarmee maak? Daar gaan nie een arm persoon van 'n wil wees nie. Nie een nie. Martin Luther King het gesê, die Bybel is soos 'n waterstroom. Vlak genoeg vir 'n kind om in te speel. Diep genoeg vir hierdie geleerdes en die fariseërs van hierdie wêreld om in te verdrink. Jou hart moet altyd vir mense wees. Jou hart moet altyd vir mense wees. Die dag as jy hart raak teenoor mense, dan moet jy weet daar's 'n reus. Daar's 'n reusie binne. Daai hobo, daai dronke, daai dokter, daai professor, by God is almal gelyk. En jy ken nie daai persoon se storie nie. Hoeveel keer sê ek vir julle in hierdie kerk, because you know my name, doesn't mean you know my story. Jy kyk iemand so en hulle het mascara aan, en hulle lyk te mooi aangetrek en alles, men dan weet jy nie by die huis is daar nie 'n snybrood nie. Laat jou gees wakker word. Kan ons dit oefen? Kan ek julle leer om dit te oefen? Ok, vat jou regterhand. Want dis jou autoriteit. Dit is nie die hof wat dit uitgevind het nie, dis Moses. Ok, vat jou regterhand en sê, wake up. Wake up. Wake up. In Jesus' name. Wake up. Wake up. Wake up, wake up. Jy loop in jou kamer en jy loop op en af en jy sê, Spirit, wake up. In the mighty name of Jesus Christ, wake up. Maar kom praat die Here nie met my nie, want jy hou aan slaap. Weet jy hoe fantasties is die Here? Ek skryf my preek. Ek skryf my preke want ek wil hulle hier nie. As ek moet tik, dan die Here al gekom, het julle nog nie 'n woord gehoor nie. So ek skryf my preke. Terwyl ek skryf, is ek in 'n ander plek in Namibië. Dit kan julle almal hê. Almal kan dit hê. Niks besonders nie. Net gawe van God.
En die Here wys my sekere ding wat daar plaasvind. En hy sê vir my, doen nou dit. Dieselfde oomblik, laat weer die persoon uit Namibië vir my, wat hy besig is om daar te doen. Dit sluit aan by die goed wat ek hierdie kant moes doen. Ek hoef nie in Namibië te wees nie, want ek doen niks nie. Die Heilige Gees doen dit. Ek moet net luister wat hy sê. So terwyl die persoon op die tafel sit, is ek besig om die beads van sy arm af te knip in Namibië. Luister net. Jy kan in jou kar ry. In jou kar ry. 'n Engel het al saam met my ingeklim in my kar. Deur oopgemaak, ingeklim, langs my gesit, met my gepraat tot in Sonnadpark van Sasol af. Omdat ek 'n pastoor is. Nee, ek is niks. Hy wat in my is alles. Ek het pos gesorteer, ek het in die kombuis gewerk by die poskantoor, potte geskuur, met skuurdraad. Pos gesorteer. Opleiding gehad as 'n teller. Ons teller was ons hoof wat die klas aangebied het, was 'n Indiër, Rashi. En toe ons moet gaan uit vir ete, toe sê sy, ons bid nie hier nie. Sê ek, nee, ons bid hier. En wat bedoel jy ons bid nie? Toe sê sy, wat dan kan ek sit, ek sê, it's fine, jy kan op die trap sit, buite op die stoep, ons bid hier. Op die ou einde gee God vir my soveel guns by daai vrou, dat ek die een is wat die minste klas loop. Wat God begin, maak hy klaar. Sê dit vir jou, kry dit in jou kop, skryf dit op jou hart, maak nie saak hoe lank jy bid vir daai persoon nie, maak nie saak hoe moontlik dit lyk nie, God sal doen wat hy beloof het. Hy sê, deur die gebed van 'n moeder kom my hele huisgesin tot bekering. Kan ons hierdie reus oorwin? En julle dink jy vir my oortuig. Kan ons hierdie reus oorwin? Ja. In Jesus naam. Vader, ek spreek die vrede van God en die autoriteit van die Here Jesus Christus oor elkeen van ons wat hier staan. Here, ons weet die reëse kom, maar ons sal staan en soos Dawid sê, met my God spring oor 'n muur en storm ek 'n bende, want God is met my. Here, seën elkeen wat hier is, hulle families, hulle vriende, elkeen wat met hulle te doen het. Here, dankie vir elke gebed wat daar is, sê U antwoord. En ek loof en prys U daarvoor in Jesus naam. Amen.